En wat is die wette weggevat? Hoekom noem Paulus dit as dit weggevat is? Dan moet ons daai skrif weet, Efesiërs vat en hom ook uitbring. Die wette is nie weggevat nie, dis net in Christus is erger. Soos die Here sê, eer jou vader en jou moeder, wat beteken dit? Wat beteken dit, sê gou vir my? Wat beteken eer? Wat het ons toe die diens begin het gepraat van eer? Hoe eer jy God? Ek kan nie hoor nie. Jy sê, jy vertel hom van sy goeie dade, jy eer hom, jy gee hom glorie. Hoe eer jy jou vader en jou moeder? Jy vertel hulle hoe groot en hoe goed is en hoe wonderlik is. Ongeag van wat hulle verkeer. Al dink jy, papa, verdien nie 'n drukkie nie. Wanneer jy nie 'n kind se hart kan raak sien, is daar fout by jou. Ons geveg is nie teen vrees en bloed nie. Pastoor het nou in Efesiërs 6 nou net 'n vers aangeraak wat ons sê in vers 4, ons sluit by wat ek vanaand oor die Here vir my gesê het om te bedien. Vers 4 van Efesiërs 6, net na daai wat ek nou gelees het. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Die vaders het 'n plig om die kinders op te bring om ook kinders van die Here te wees. En nou wil ek het terugvat na Israel. Ons ken Israel se storie, ons weet van in die Genesis hoe die Here alles begin het, hoe die sondeval gekom het. Ons weet hoe Israel gestry het en alles verkeerd gedoen het in die oë van die Here. Hoe die Here elke keer genadig was. Ek wil 'n stukkie lees uit Rigters. En dis is toe ek hom gelees het het my geskok, want dit kom terug na ons toe. Nou, hoe ver ons gaan om ons kinders te bedien en ons kinders gereed te maak om ook saam met ons in die ewige lewe te gaan. Hoe ver gaan ons? Want as ons maar net die minimum doen en ons laai maar net ons kinders by die kerk af miskien. Ek weet jare terug, die gemeente sê die ouers baie keer by die sondagsskool, laai die kinders by die kerk af en begin sondagsskool toe en laai die tyd en laai die kinders weer op. En te hoor. Rigters 2 vers 7. En ons is nou in die tydperk waar Israel in die beloofde land is. Dit is klaar in die beloofde land. Josua het hulle klaar ingepak in die beloofde land. Dit is verby Jericho, dit is verby al die goed wat hulle gedoen het. En nou is hulle in die beloofde land. So dit wat hulle al die jare voor gehoop het, is nou waar hulle is. Ons is ook op pad na ons beloofde land toe. Ons is miskien nog in ons woestyn. Ons is miskien by die einde van die woestyn. Ons beloofde land is die hemel. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord which he has done for Israel. Ons weet Moses was die eerste geslag wat uit Israel uitgekom het. En Joshua het by hom opgeneem. En Joshua het hulle in die beloofde land ingevat. So dit is geslag nommer 1. Eerste geslag, volgens ons vers vandag. So the people served the Lord all the days of Joshua.
and all the days of the elders who outlived Joshua. Joshua het al die wonderwerke van die Here gesien en hy het dit ervaar. Hy het gesien en ervaar, hy het dit aan sy lyf gevoel, hulle was deur die Rooi See, hulle was deur die hele tyd in die woestyn. Joshua was daar gewees die hele tyd. Want net Joshua en Caleb was die twee wat hulle in die beloofde land ingevat het. Die ander wat deur die Rooi See getrek het, al daai geslag het in die woestyn omgekom. So nou wat is Joshua is die eerste geslag. And all the days of the elders who outlived Joshua, dis die tweede geslag. Who had seen all the great works of the Lord which he has done for Israel. So die tweede geslag het net gehoor en gesien. Die Bybel sê nie hulle dit ervaar nie. Want hierdie geslag is nou in die beloofde land. Hulle het dit nie self in hulle lyf ervaar nie. Hulle het dit net gesien. Nou vers 10. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the works he has done for Israel. Binne 3 geslagte ken hulle nie meer die Here nie, hulle weet nie wat die Here vir Israel gedoen het. Binne 3 geslagte. Wat wil ek hier sê? Ons moet sorg dat ons wat nou lewe, paas en maas, is die eerste geslag. Maar ons moet ook sorg dat ons kinders eerste geslag word. Ons kinders mag nie 'n tweede geslag word nie, wat net hoor hoe pa en ma die Here gedien het, hoor hoe pa en ma die wonderwerke van die Here ervaar het nie. Ons kinders moet die wonderwerke ervaar. Hulle moet dit nie net hoor nie. Hulle moet bid en die Here moet vir hulle help om self die wonderwerke te ervaar. Want as jou kinders net hoor hoe die Here vir jou gehelp het, vir my gehelp het, vir my en my vrou gehelp het, vir ons deur die woestyn gehelp het, hoe die Here ons deur die Rooi See getrek het, hoe die Here vir ons manne en kwartels in die woestyn gegee het, hoe die Here vir ons gesorg het toe daar niks op die tafel was nie. Die kinders weet nie waardeur Israel gegaan het nie. Die tweede geslag het nie geweet, hulle het net gehoor waardeur hulle gegaan het. Want as die tweede geslag net hoor en hulle ervaar nie God se wonderwerke in hulle eie lewe nie. Hulle kinders gaan nie die Here ken nie en ook is die wonderwerke nie. Dit wil sê, as dit net so aangaan, die derde geslag gaan hel toe. Eerste en tweede geslag gaan hemel toe. Derde geslag is verlore. Wat is jou en my plig om ons kinders groot te maak? En ek praat nou met die jong mense ook wat nou nog op skool is. Jy eendag word ma, jy word pa. Jy moet sorg dat jy eerste geslag Christen wees. Eerste geslag kind van God. Is daar uit ons gewys? Ek lees weer vers 10. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work he has done for Israel. Okay, in Israel se tyd natuurlik, nou is hulle in die beloofde land. Hulle is nie meer in die woestyn. Die derde geslag word maklik groot. Die derde geslag word met gemak groot. Die derde geslag het nie meer probleme wat hulle moet werk nie. Hulle het nie meer ons praat van die goud
by die vuur gelouter word. Daai geslag het nie meer in Kanaan die vuur gehad, wat die goud louter word, dis die land van melk en honing. Alles het net lekker gekom, alles het net maklik gekom. Sorg dat ek en jy eerste geslag Christen groot maak. Ek moet my kind vat en ek moet saam met hom in die kerk wees. Ek moet saam met hom ervaar wat die Here nie vir my doen nie, maar vir hom en vir haar ook doen. Ek moet saam met hom bid en hom leer om te bid by die huis. As jy probleme het, nie net pa kom bid vir my nie, leer om vir jouself te bid. Ja, pa bid ook. Maar jy moet die wonderwerk hê. Soos wat Jacob getuig het, die Here het vir hom gesê om die liedjie te graag te wil speel en te kom speel. Ek het nie vir hom gesê moet speel nie. Hy het ervaar, die Here het dit vir hom gesê. Die Here het vir Karel bevry van rook en van wyp. Ek het miskien vir hom gehelp of hom gesê, nee, maar dit is nie mooi nie, dit is nie reg nie. Miskien het ek weet nie hoe baie het ek het gesê nie. Ek het meer vir die Here gesê hoe dit verkeerd is vir hom. En die Here het vir hom oortuig. Te onthou, ons kan nie lou Christen wees nie. Laodicea het Jesus gesê, as julle maar warm of koud was, en nou is julle lou. En ons kry so baie lou Christene vandag in die kerk. So baie lou, ons wil net gemakkelijk kom sit in die kerk. Ons wil net gemakkelijk in die diens instap en as het 1 uur, 2, 3 uur is, ons is alright, dan gaan ons in huis doen, dit was 'n lekker diens. Is dit lekker? Ek het vir Karel gereeld sê, as ons van die dienst af terugkom, en ons in die aande ook praat, sê, dienste is deesdae nie meer lekker nie. In die ou jaar was het lekker, want ons het gegaan en, ag, jy sit net en jy luister net, en jy sing, as jy moet sing, en jy gaan huis doen, en, ag, dit is 'n lekker dienst. Dit is nie lekker nie, wanneer die Here praat. Die Here praat met ons siele, die Here praat met ons deur die Heilige Gees. En ons het altyd iets om terug te gaan en sê, Here, jammer. Ek sal daarin moet werk. Ons sal daarin moet werk. So, moet nie soos Israel wees wat ons geslag eendag, halleluja, sê ons is reg vir die beloofde land. Van ons kinders gaan hulle reg wees. Of gaan hulle nie reg wees. Dis jou en my plig as eerste geslag Christen om die volgende geslag ook 'n eerste geslag Christen te maak. Want die Here kan enige tyd ons geslag weglaat. Soos iemand al gesê het, jare gelede, jy moet jou kind van babatyd af groot maak om homself te kan hanteer, haarself te kan hanteer. Van kleins af. Soos jy onverwags wegval, moet daar iets wees wat die kinders mee kan aangaan, wat die ouderdom hy of sy is. Ons is nie gewaarborg dat ons kinders die volgende geslag gaan sien. Dankie, kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur Israel vir ons kom wys dat ons nie kan terugsit en op ons lauwere rus en net lekker eredienste hê en net lekker kind van die Here kan wees. U wys ons Heilige Gees dat ons kinders moet groot maak in die vrees van die Here. Ons kan nie
ons self u vrees en dan vir ons kinders maar net wys hoe die Here ons help het. Heilige Gees, kom staan ons by, kom dring ons, kom oortuig ons, kom wys ons wat 'n pad u wil hê ons moet loop. En al moet ons, soos u ook vir Israel gesê het, Jesaja 43, al gaan jy deur die water, dit sal nie oor jou oorstroom. Al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie brand nie. Die vlamme sal jou nie skroei nie. Here, maar ons kan, partykeer moet ons kan nie alleen nie, partykeer moet ons saam met ons kinders daardeur gaan, dat hulle ook die vlamme sien, die water sien, en voel, dat hulle ook ander kant kan uitkom en sê, die Here het ons hierdeur gedra. Dankie Here, dat ons vanavond wie kan sê, help ons, om ons kinders groot te maak, en te vertel, en aanhoudend te sê, die Here is by jou. Vra die Here, hy sal vir jou help. Dankie Here dat ons dit kan vra. En doen in Jesus Christus naam ons Yeshua HaMashiach. Amen. Okay, soos wat my pa gesê het, alles wat hy gesê het is gemik op ons groot mense. Om ons kinders te leer, om van die Here te weet en hom te loof en te prys en als. Maar hulle was al klaar, hoe kan ek sê, deur die lewe. Hulle weet wat is nie reg vir ons nie, wat is verkeerd en wat is reg. Hulle was al deur baie oud, soos was deur baie, maar ons kinders was toch deur 'n skrapie van die lewe. En ons wil nuwe goed uitvind. Ons vind gereeld ietsie niets uit, wel, ja, van klein tyds af. Nou leer ons om te loop, ons leer nou hoe om te praat en als. En die groot mense het dit al klaar geleer. Sekerlik het hulle nou ander nuwe goeders wat hulle leer, maar ons kinders het baie nuwer goeders, ja, ek weet nie hoe dit nou te sê, baie nuwer goeders om te leer en als, ja. Okay. Soos wat hierso staan in Deuteronomium 12 vers 8. Dit is nou vir ons kinders. Julle moet nie doen soos ons vandag hier doen nie. Elkeen net maar wat reg is in sy eie oë. Ons kinders kyk na ander mense en sien, dis hoe moet dit wees. Dalk is hulle 'n groot mens of 'n ander persoon 'n slegte invloed. Maar wat doen ons kinders? Ons kyk na hulle en wil graag soos in hulle voetspore volg. En dit kan dalk lei na slegte selfbeeld, verkeerde invloed, verkeerde vriende en verkeerde goeders begin doen. Want julle het nog nie gekom in die rusplek en in die erfenis wat die Here jou God sal gee nie. Daar is nou einde gemik op ons almal. Ons is in konstante geveg met ons vyand en als. Ons sal nooit weggaan van hom af nie, totdat die Here kom en ons is saam met hom in die hemel. En dan gaan die duiwel en vyande, al die demone vir eens weg van ons af wees. Dan kan ons in vrede wees, soos die volgende versie gaan sê, mag ek dit nou sê. Okay. Maar, wat wil ek graag vir gesê het? Ons kinders moet verstaan dat alles wat ons nou raak sien, moet ons dit identifiseer, is dit goed of sleg. Maar ons moet ook weet dat daar gaan 'n punt kom waar ons moet besluit, moet ons die Here dien of wil ons die duiwel dien of Mammon, die wêreld dien, soos wat in 8 gestaan het, vers 8. Nou moet ons daardie besluit maak. En dis waar die ouers ons inkom, om ons te leer hoe om ons God te dien. Hoe cool, amazing is ons God. Kan letterlik, soos paar weke terug, die meisie se knie of been, ek weet nie, geherstel het, geherskep het. Heeltemal. Dit alles word gemaak in die baarmoeder.
Maar om net daar so in 'n fisiese persoon, soos te kan loop en als in 'n groot mens, net 'n herskep te word, die been, is amazing. En ons kinders moet weet, dat ons God kan dit doen. En soos na ons wat in NG was, ons was nie gewoond aan hierdie herskepping, hierdie net gesond maak en duiwels uitdryf nie. Ons het dit nie verstaan nie. Ons was, my pa en my ma het vir ons geleer, ons God is cool en almagtig. Maar al wat ek en Carlo daardie tyd geweet het is, die Here was nie vir ons. Ons het nie geweet van hierdie genesings en als nie. Ek weet nie van Carlo nie, maar wanneer ek begin in hierdie kerk soos begin gekom het en als, sien ek, en toe besef ek, ons God is actually amazing. Ons God is eintlik baie groter as wat ek gedink het. Baie. En ek kan meer goeders doen as wat ons kan aandink. Ons was ook geleer dat hy kan die onmoontlikste goed moontlik maak. Maar 'n mens glo nie regtig as jy dit hoor nie, maar 'n mens begin glo wanneer jy dit begin sien en als. Okay, nou vers 10. Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die Here julle God julle laat erwe, en hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. En dit is die hemel, die ewige lewe waar ons saam met die Here gaan wees. Daar gaan ons veilig wees by die Here. Die vyand gaan nie rondom ons wees nie. Ons sal veilig wees by die Here. En soos papa wat my gesê het om deur die woestyn te trek en als, dit is ons soos ook wat my pa gesê het, ons beweeg deur die woestyn om by die ewige lewe te kom, by die plek waar ons wil wees, 'n plek waar daar vrede is, 'n plek waar daar geen pyn is nie, geen kwaad is nie, en geen vyand rondom is nie. Ons beweeg na daardie plek toe. En ja, en ons kinders moet net ons oë gefokus hou op die Here en nie afdwaal nie. En ek weet, voordat nou alles voor Sondag, was altyd, Sondag was ek nou weer in die wolke saam met die Here en als, en dan deur die week, daal hy. Maar vir eens, het ek hierdie hele week voluit soos vir die Here gegaan. En ek het nie begin afdwaal of my brand aan die brand vir Christus. Wat word ek genoem? As die vlam doodgaan, doodgegaan. As die bliss, en dit is net amazing om die Here te dien. En ons generasie moet die Here, wel, ons kinders wat nou die volgende generasie gaan wees, moet vir die mense vertel en van die mense leer van die Here, die Bybel. Dalk gaan ons net eendag net randomly 'n Bybel net vir iemand gee. Dalk kan dit vir jou niks wees nie, maar dalk is dit daardie persoon 'n groot gebeurtenis. Dalk het hy gebid, ek kort 'n Bybel, want ek weet nie om die Here te dien nie, my ouers wil dien nie die Here nie. Ek wil net weet, wat kan jy doen en als? En dan soek net 'n Bybel, maar dan kan jy een bekostig nie. En nou kom jy, gee net 'n Bybel. Daar kan hulle hele lewe verander. Amen. En ja, dis al wat ek wil sê. Amen. Halleluja. Ja, prys die Here. Amen. Weet jy daai skrifgie wat die oom gelees het vanaand, my broer gelees het vanaand? As jy mooi gaan lees wat jy die stukkie voor dit gelees. Ek wil nie 'n naprediker wees nie. Maar dit is so belangrik dat 'n mens die skrif, die woord van die Here deurbring en thuis bring by mense. Eerder as wat jy net skriffies, en dit is baie goed, dit is thuis gebring, maar ek wil dit 'n verduideliking by dit, want hy bring dit ook net vir my op. Hy sê, ons het nou net in Rigters gelees. Nee. Ja. As jy kyk na die hoofopskrif by Rigters hoofstuk 1, of jy hoef nie eens nie, net die eerste vers, en na die dood van Josua, nee, en dis na Josua, so hulle is nou, waar is hulle nou? Hulle is in die beloofde land.
Die beloofde land hier beteken nie net, dis waar, eendag in die hemel. Maar die beloofde land is eintlik hier waar ons nou is. Wat is die beloofde land vir my hier? Die Here Jesus het gekom op die aarde, en toe hy deur die woestyn kom en hy kom in, toe sê hy wat? Wat was sy eerste woorde? Die koninkryk van die hemele het naby gekom. So die Here Jesus het gekom om wat vir ons te gee? Die koninkryk van die hemele. Wat is die koninkryk van die hemele? Ons het baie stories rondom dit. Ek gaan vir jou dit vir jou gee in een woord. Heilige Gees. Dit is die koninkryk van God die binne in my. Dit sê nie die koninkryk is binne in my, sê nie die koninkryk van God. Dit is die Heilige Gees. Hy lei ons. Hy is ons regter. Alles wat jy nodig het is in hom. As jy gee hom plek, het jy die koninkryk van God. Want hy maak alles vir jou moontlik. Hy gee vir jou alles, is dit waar? So nou het ons ingekom in die beloofde land. Wat was die belofte? Was die Heilige Gees. Wat deur die saad van Isak was Jesus. Deur die saad het die belofte gekom. En hierdie belofte kom julle toe en almal wat daar ver is met die eerste doopdiens. Uitstorting van die Heilige Gees. Word daar gesê, en hierdie belofte kom julle toe en almal wat daar ver is. Dis ons. Wat was dit? Die Heilige Gees. So nou het ons die belofte gekry, ons is in die beloofde land. En so het Joshua ook in die beloofde land gekom. Maar hy werk gehad om te doen. Hy kon nie net inkom, hy moes iets doen. En die eerste ding wat hulle moes doen, hulle moes Jericho vat. En Jericho vat, hy het die beloofde land gekry, was nie vir hom in sy nesie gegooi nie. Hy moet het gemaak, hoe? Het geloof. Wat sy geloof? Loop om die stad 7 maal, sê niks. En die 7de dag 7 keer, en die laaste keer skree hulle. En as hy halfpad, ek het baie al gepreek. As hy halfpad opgehou het hulle nie Jericho geneem. Maar Joshua hy het nie gedoen wat die Here gesê het nie. Nie is die probleem. Die Here gee vir ons opdragte in ons lewens. En as ons soos Joshua nie doen, of die vaders nie doen wat die Here gesê het nie. Joshua word gesien as 'n vader, nee. Want hy die volk in die beloofde lande gevat het. Amen? Volgens die boodskap wat julle vir my vanaand gebring het. Is hy een van die vaders? Ok. En toe Juda optrek, en nou sê hulle allemaal, kyk nou net hier so wat gaan nie aan, as jy afgaan in Rigters hoofstuk 1. Wat sê bokant vers 27? Wat sê opskrif? Is daar opskrif? Incomplete conquest. In Engels sê hy incomplete conquest, failure to complete the conquest. Daar was 'n conquest. Wat beteken die woordjie conquest? Wat beteken failure to complete the conquest? Conquest is 'n taak, 'n projek of 'n rigting waarna hulle moes gaan. En nou hoor jy wat sê hy, en Manasseh het sien met sy onderhorige plekke in Tanach, met die onderhorige plekke en die inwoners van Dor, met sy onderhorige plekke en die inwoners van Jebileam, en hy gaan aan. Maar toe Israel sterk word, het hy die Kanaaniete dienspligtig gemaak. Hy het hulle egter nie heeltemal vir wat nie? Verdrywe nie. Hulle het gekompromeer. Jy kry die belofte, maar jy maak kompromie in jou lewe. Jy maak 'n kompromie. Jy lewe nie soos die Here gesê het jy moet lewe nie. Die eerste oomblik as jy kompromie maak, en jy leef nie volgens wat jy moet leef vir Christus nie. Jy sê nie, wat ek sal die Here dien op my manier. Wat het jy nou net gedoen? Jy het 'n afgod gemaak vir jouself. Jy dien 'n ander God. Jy dien nie Jesus nie. Jesus het voorskrifte van hoe hy gedien moet word. Jy kan nie kies hoe jy hom dien. Hy sê vir jou hoe jy hom moet dien. En as jy 'n ander God, as jy vir jouself sê, ek gaan die Here so dien, maak jy 'n afgod vir jouself. Want dis nie die God wat gesê het hoe jy moet dien. Hier kom hulle en hulle doen nie wat die Here gesê het nie. Hulle kom en hulle maak, wat doen hulle? Dryf nie Kanaaniete uit nie. Kyk wat gebeur met hulle. Vers 28, vers 29, en Ephraim, dis 'n ander stam. En nou is 12 stamme, nee. En die Kanaaniete, die inwoners van Geser, nie verdrywe nie, so die Kanaaniete in sy midde in Geser bly woon. En Zebulon,
het die inwoners van Kitron en die inwoners van Naal, weet jy waar is hierdie dorpies? Vandag? Weet julle waar is hulle? In Israel, weet julle waar is hulle? Net boek aan die Gaza-strip. Al die dorpies wat probleme het nou in Israel, is presies soos wat was in daai tyd. Dis nie geskiedenis, dit is nie net nuwe goed nie, dis geskiedenis. Alles wat nou gebeur het al voorheen gebeur, die Bybel sê. Niks niets onder die son nie. Zebulon en die inwoners het ons nou net gelees, van Kitron en die inwoners van Naal, nie verdrywe nie, sodat die Kanaaniete in sy midde bly woon het, maar hulle het dienspligtig geword. Aser het die inwoners van Akko, weet waar is Akko, en die inwoners van Sidon en Agla, en Agse. Wie is daar? Kom in, kom sit. En Aser die inwoners van Akko, en die inwoners van Sidon en Agla, en Asibut en Helbe, en noem my al die name, nie verdrywe nie, sodat die Asriete bly woon het, onder die Kanaaniete is nou weer 'n ander sataniese volk wat God gesê het moet uitgedryf word. Kyk vir my, los die mense. Want hulle het hulle nie verdryf nie. Naftali is wat? Is nog weer 'n stam. Nee, en die inwoners van Bet-Semes en die inwoners van Bet-Anat nie verdrywe nie, sodat hy bly woon het onder die Kanaaniete, die bevolking van die land, maar die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat het aan hulle dienspligtig geword, sodat mense gekry wat vir hulle werk. En die Amoriete, hoor jy, het die kinders van Dan, wie is Dan? Is 'n volk van God, nee, die gebergte ingedruk, want hulle het hulle nie toegelaat om die laagte af te kom, sodat die Amoriete verkies het om te bly woon in Hareres en Ayalon en benoem hy al die, sodat hulle dienspligtig geword het. En die grens van die Amoriete was van Skorpioennek van die rots af verder op. Wat is die volgende opskrif, broer? Israel's disobedience. Ongehoorsaamheid. Alles kom uit ongehoorsaamheid. Toe trek die engel van die Here, hoor wat sê die Here hier. Toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het. Ek het julle die Heilige Gees gegee. Ek het julle my belofte gegee. En al wat julle moet doen is, haal die klomp Kanaaniete uit jou liggaam uit. Haal daai, luister vir my, kyk vir my, haal daai begeerte van jou uit, wat jy het om iets verkeerd te doen, haal dit uit jou lewe uit. Daai gewoontetjie wat jy het, wat ander mense onnodig kwaad maak, haal dit uit jou lewe uit, dis 'n Amoriet. Gaan kyk die betekenisse van al die goedse name. Dis allerhande goede wat demoniese uitwerkings op 'n mens se liggaam het. Maar hulle het gaan kompromieer. Nou kom die Here en hy sê vir hulle, en land wat ek julle vader het gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, maar julle mag geen verbond, dit was die voorwaarde, geen verbond, want die oomblik, luister vir my, die oomblik as jy iets toelaat in jou lewe, dan trek jy 'n verbond op met hom, jy gee hom 'n plek, waar hy nie 'n plek moet hê nie. Dis 'n plek vir die Heilige Gees, nie 'n plek vir om 'n jeneer te hê nie. Is nie 'n plek om iemand kwaad te moet maak nie. Is nie 'n plek om iemand te terg nie. Is 'n terggees is 'n duiwel. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, dubbelpunt, ek sal hulle nie voor julle uitverdryf nie, ek gaan hulle nie. Die Here wou hulle uitgedryf het. Al die sondes gaan die Here nie uit jou uithaal. As jy 'n verbond maak met iemand, as jy aanhou met daai sonde, gaan die Here daai ding nie uit jou lewe uit wegvat nie. Daai ding waarmee jy sukkel, wat jy so lank mee sukkel, jy kan nie ophou met daai verkeerde ding in jou lewe. Die Here gaan hom nie wegvat nie, want toe die Here gesê, moet dit nie doen nie, gee hom my Heilige Gees. Toe jy dit toegelaat nie, het gespeel, het vir jouself 'n afgod gemaak. Dis wat hier staan, dis die boodskap. Hoekom sal die Here vir ons vertel van, in die Bybel laat skryf, van Israel en hoe hulle uitgetrek het? Wat het dit met my te doen? Daar's 'n boodskap.
Daar's 'n woord wat die Here vir my gee. Ek moenie ander gode in my lewe toelaat nie. Die oomblik as ek wil verkeerde goed doen in my lewe, dan sê ek sal die Here dien soos wat ek wil. Maak ek vir my ander afgod. Ek dien nie die Here God nie. Nou gaan hy verder, hy sê, so sal ek dan ook, so sê ek dan ook, ek sal hulle voor julle nie uitverdryf nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode 'n stuk vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde aan die kinders van Israel toespreek, die volk hulle stem verhef en geween, en hulle die plek Bochim genoem, en daar aan die Here geoffer, die dood van Joshua. Dis die volgende opskrif. So wat sê die Here vir ons vanaand? Vaders, leer, dis die boodskap wat ek het. Leer julle kinders, eers sê vir die kinders, moenie julle ouers sterk. Jy moet hulle eer. Vertel jou pa hoe groot en hoe goed is hy. Dan gaan jy sien, as 'n hond altyd na jou toe aangekom, kom en jou wil byt en byt en byt, wat gaan jy met hom doen? Gaan hom skop. Hy moet my voete kom byt, wie dink jy is hy? Ek moet heers. Ek is mos die baas, is dit nie? En ek sê nie die kinders is honde nie, maar baie keer is die kinders anders stout is, wat gaan pa doen? Die paplepel vat. Ja, ek werk nog met 'n paplepel. Ek kan. Ja. Dis my huis. Dis my kind. Maar babietjies kan stout wees. Het jy geweet dat babietjies nie sy eie wil nie en 'n duiwel kan 'n babietjie gebruik? Ja. Jy het geweet. En as jy nie weet hoe werk 'n duiwel nie, hoe weet jy wanneer werk hy deur jou? Hoe weet jy? Ken jy die duiwels? Pas op. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Dit het ons nou vandag gehoor. Toe kom die woord, en die vaders moet die kinders leer. En daar is weer verder uitgebrei daar, die vaders moet die kinders leer. En hierdie vader het nie na die kinders geleer, hy het vir hulle gesê, daar gaan dryf die duiwels uit en al die dinge uit hierdie land uit. Maar hulle was ongehoorsaam. En as jy ongehoorsaam bly, luister mooi, gaan die Here jou nie help nie, vergeet het. Hy sal nie. Hy kan nie ongehoorsaam, hy kan God nie eer, glad. En dit is in kort wat die Here vir ons wil sê. Moenie met die inwoners in die land wat nie daar hoort nie, speel. Dryf hulle uit jou liggaam uit. Hier staan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Dis wat dit is. Don't fight the battle that's already won. Staan op in die naam van Jesus. En as jy kom en jy wil daai verkeerde ding doen, sê vir jouself, hey, jou vuil ding, hou op om sonde te doen. Dis hoe die Bybel sê, vernuwe jou gemoed, sodat jy die volmaakte wil van God kan ken. Hoe wil ek die volmaakte wil ken? As ek iets verkeerd wil doen, dan sê ek vir myself, wyk Satan. Want jy is 'n Satan as jy iets verkeerd doen. Nie die duiwel is jy skuld gaan gee, is jy. Is jou sondige natuur. Kom dan die speel van dit. Ken julle die lied? Ja, dat is goed. Ja. Begin om. Yes, for the holy mountain. En sy seels op de maan. Maar heeft ons met die bloed geboord. Hy het elke staan en nasie volk en taal.
Amen. Halleluja. Wil jy ook 'n liedjie? Praat maar. Kijk, zit geloof tot hier. Kijk zo. Soms weet mense nie hoe kry jy goeders nie, en soms weet jy, en dan dis, arme Jeremia, joh, as hy so moes brand om iets te sê, en hy voel meer as wat ek op die storie gevoel het, en joh, dis al wat ek kan sê, want jy kan nie stil kan, en jy moet het sê, en dit soos wat nou gebeur. So, excuse. Soos ek nou net gehoor van die stam van Efraim. Nou, in die stam van Efraim, Efraimiet, was daar 'n man gewees, sy naam was Elkana. Elkana het 'n vrou gehad, het actually 2 gehad, een Penina en een Hanna. Penina het baie kinders gehad en Hanna het niks gehad. En as hulle opgegaan het om te gaan offers gee vir die Here by die tempel, by die tent, die tabernakel. Dan het haar man vir haar altyd 'n dubbel porsie gegee van wat hulle moet eet, omdat sy nie vir hom kinders kon gee nie, want hy was baie lief vir haar. En dit het haar seer gemaak. Dan dink ek mens, hy probeer haar goed doen. En vir haar is dit 'n insult. En dit grief haar, dit maak haar seer. En dan, eventually, toe hulle na klaar geëet het en alles, toe gaan Hanna uit, en toe sy nou uitgegaan het, hulle het allemaal uitgegaan en hulle het gaan, ek neem aan kuier, en Bybels hulle het gaan drink, in die stad, so, na dit, toe kom sy terug. So Hannah rose after they had eaten and drunk in Shiloh. So hulle het geëet en gedrink in die area waar hulle was op haar stadium om te, waar die tabernakel was, of die tempel of die tent. En now Eli, the priest, was sitting on his seat beside a post of the temple of the Lord. And Hannah was in distress of soul, praying of the Lord. And Hannah was in distress of soul, praying to the Lord and weeping bitterly. She vowed, saying, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your handmaiden, and earnestly remember and not forget your handmaiden, but will give me a son, I will give him to the Lord all his life. No razor shall touch his hair. En nou ken ons allemaal verder die storie van die seentjie wat gevat is na Eli toe om groot gemaakt te word en alles. Maar ek het nie gedink, ek wil kom dat ek nou weer hierdie lees, want ek moes nie ophou lees nie. En ek kon dit nie verstaan nie. En verder gaan dit aan en dan begin dit waar sy na die seun gehad het en sy die seun tempel toegevat soos wat sy beloof het en hy het in die tempel groot geword by hulle. Maar hierdie priester het 2 seuns gehad. En die 2 seuns, vanuit die sê, excuse, ek wil net vir die vers gepraat. And the custom of the son of Eli were base and worthless. They did not know or regard to the Lord. Hy was die priester gewees, vir die volk elke keer moes gaan en hulle offers moes gee vir die Here. En sy 2 seuns sê die Bybel was worthless. Hulle het nie regard gehad vir God nie. Hoe gebeur dit? Kijk, so verder. Toe Hanna in die kerk, net nadat hulle geëet het, was sy in die kerk en sy het gaan bid. En Eli het vir hom, het vir hom gesê, jy is dronk, kom as jy dronk.
hy het net daar gesê, los die drank, en sy het gesê, ek het nie gedrink nie, my hart is seer. Sy het gebid vir die Here in daai toestand, waar hy haar pyn en haar hartseer kon sien en sy gebid. En een het vir haar gesê, dis dronk man. En Elie se seuns het toe nou later aan sê hulle wat hulle actually doen. And the custom of the priest with the people was this. When any man offered sacrifice, the priest's servants came while the flesh was boiling, with a flesh hook of 3 prongs in his hand. And he thrust it into this pan or kettle, of the cauldron or pot, and the flesh hook brought up, the priests took whatever the hook brought up, the priest took for himself. So they did in Shiloh, if I didn't even write it, or Shiloh, that's an old Shiloh, with all the Israelites who came there. Also, before they burnt the fat, the priest's servant came and said to the man who sacrificed, "Give the priest meat to roast, for he will not accept boiled meat from you, but raw." So hulle het al klaar daar, nog voor hulle begin het met die sacrifice, het hulle al klaar gevat van God se sacrifice, om te eet. Dis wat die seuns gedoen het. Dan later sê die Bybel, those who were full, yeah, is nog iemand, sorry. And if a man said to him, "Let them burn the fat first, and then you may take as much as you want," the priest's servants would say, "No, give it to me now, or I will take it by force." So hulle het gewelddadig geraak, omdat hulle nie kon kry wat hulle wou gehad het nie. But Samuel ministered before the Lord, a child girded with a linen. Okay, so die hele storie gaan nou aan oor hoe Samuel groot geword het, saam met die twee seuns. So Samuel, wat nie sy eie seun was nie, wat in die tempel saam met hom groot geword het, het God geken en het gewerk en geminister soos hulle moes, maar Eli se seun self weet nie. En dink nou net gou. Eli het vir sy seuns gesê, "Hoekom doen julle dit? Vir wat doen julle dit? Dis nie reg dat julle dit moet doen." En hy het hulle aangespreek daaroor. Maar a man of the Lord came to Eli and said to him, "Thus has the Lord said, I plainly reveal myself to the house of your father, when they were in Egypt in bondage to Pharaoh's house. Moreover, I select him out of all the tribes of Israel to be my priest, the Samuel, to offer on my altar, to burn incense, to wear an ephod before me. And I gave to the house of your father all the offerings of the Israelites. Why then do you keep my sacrifice and my offering, which I commanded, and honor your sons above me by fattening yourselves upon the choicest part of every offering of my people Israel? Therefore the Lord, the God of Israel says, I did promise that your house and that of your father should go in and out before me forever. But now the Lord says, be it far from me, for those who honor me, I will honor." Okay? Dis die boodskap. Die wat my eer, sal ek eer. Daarom spreek die Here God van Israel, ek het heel duidelik gesê, jou huis
en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. So die gee die Here belofte. Hoor net hier, omdat hulle ongehoorsaam was en hy verkeerd gekies het en hy nie sy kinders kon beheer nie. Hy sy kinders verkeerd geleer op die eerste plek. Dis ver vir my, want die wat my eer sal ek eer, maar die wat my verag sal veragtelik wees. So nou word iemand wat vir God gewerk het, 'n veragtelike. Therefore the Lord of God of Israel says, I did promise that, behold, the time is coming when I will cut off your strength and the strength of your own father's house, that there shall not be an old man in your house. And you shall... Omdat hy nie sy vader vereer het nie, is hulle geslag afgesny. Presies wat vanaand gebeur het. Wat die Here gesê het. Die jou vader en jou moeder eer nie, dit sluit in die Here Jesus, hy is jou vader, God is jou vader, sal jy nie geëer word nie. Vergeet. Gaan aan. Dan gaan verder en sê, and you shall behold the distress of my house, even in all the prosperity which God will give Israel, and there shall not be an old man in your house forever. Yes, it will not cut, I will not cut off from my altar every man of yours. Some shall survive to weep and mourn. But all the increase of your house shall die in their best years. And that what befalls your sons, die twee wat nie geluister het nie, wat aan julle naam sien, Hofni en Phinehas, shall be a sign to you. In one day they both shall die. So, dit is nie net vir die kinders wat nie geluister het nie, omdat die pa nie hulle in hulle plek in toom gebring het nie. In teendeel, as die kinders nie in Israelse tyd luister nie, moes die ouers hulle uitvat dat hulle gestenig word. Dis wat die wet was. Maar dink nou net gou, as Hanna die kritiek gevat het wat Eli vir haar gegee het op daai oomblik in die kerk, en hier moet ek baie duidelik staan. Die kritiek wat jy kry, hoe hanteer jy daai kritiek? Want as Hanna daai kritiek gevat het en gesê het, man, ek is nie dronk nie, en sy het geloop en sy het nooit weer kerk toe gegaan nie, dink julle rarig sy sou gekry het wat sy moes kry. So, as die Here jou tigtig, of hy gee vir jou 'n woord, of hy sê vir jou iets wat jy moet regkry en wat jy moet in plek kry, of as daar 'n woord gegee word, of as wie ook al staan en preek, of 'n woord gee, of 'n comment maak, as dit seën maak, werk daaraan. Moenie stories oordra nie, moenie skinder nie. Daar's 'n rede hoekom elke ding gesê word, en daar's 'n rede hoekom jy op die regte manier daai action moet volbring. Amen. Amen, prys die Here. So nee, ek wil graag terwyl nou soos aan die kerk nou preek, sê die Here vir my, speel die liedjie wat jy vir jouself leer. En daar die mense wat nou hier so sit, net julle soos julle kan bid, of julle kan luister, of julle kan doen whatever julle wil. Bid vir iemand wat eers in jou kop invul. Of is dit nou soos, of die persoon is nou, hulle soos ietsie is nie reg met hom nie, soos 'n arm is seer, of iemand in die hospitaal, of net iemand wie jy omgee, bid net, en dan is die soos half agtergrond musiek. Ja, of jy kan luister.
Halleluja, prys die Here. Ons gee vir weer aan. Kom ons staan en sluit ons die diens af. Halleluja. Tyd by ding nog. Ja. Sit hom af.